Goeiemôre koningskind. Vandag is die eerste van 40 gedeeltes waar ek met jou gaan praat oor die pad na sy teenwoordigheid. Die eerste gedeelte is soms die moeilikste en gaan oor die Here in droë tye. Dit is 'n wildernisondervinding en verskil soms van persoon tot persoon. Elke persoon se omstandighede en lewensgebeurtenisse kan verskil. Job was ook so iemand. Vir hom het dit gevoel of hy in die Here soek en die enigste resultaat wat hy gekry het, was soms stilte. Ek besef dis baie keer hoe baie van ons voel. Ons bid en baie mense het die geneigtheid om te sê dat hulle bid teen die plafon vas. Luister gerus ook na Job se frustrasies in Job 23 vers 3 tot 5. Ag, as ek maar geweet het waar ek hom kon vind, maar kon hom tot by sy wonings, dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit en my mond met bewyse vul. Ek sou verneem die woorde wat hy my sou antwoord en verstaan wat hy aan my sou sê. Ons sien hierso dat Job is frustreerd en hy soek na die Here en al wat hy het is stilte. Iets wat ek en jy baie keer ervaar. En ek noem dit droë tye. En as hierdie droë tye is juis ryp geleenthede vir hart tot hart gesprekke met die Vader. Dit is sulke tye wat ons meer ontvanklik is vir sy raad en leiding. Dit is tye wat ons sy hart en nie sy hand moet soek nie. Dit is as te ware ons voorbereiding vir die beloofde land. Die vraag is, gaan ons murmureer soos sy volk van die Bybel, of gaan ons hom glo en net 'n kort tydjie as voorbereiding vir die beloofde land in die woestyn spandeer? Kyk byvoorbeeld, wat sê Jakobus oor hierdie tyd en hierdie gedeelte wat ons voel, ons is net nie daar, of ons kom net nie daar, waar ons graag wil wees nie. Hy sê byvoorbeeld, in Jakobus 1 vers 3 tot 4 sê hy, omdat julle weet, dat die beproewing van julle geloof, lydsaamheid bewerk. Maar die lydsame moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ek sê juis dat droë tye of tye wanneer ons voel dit stil geword het, dat ons juis moet aanhou om hom te soek, dat ons sal aanvaar die voorbereiding wat nodig is in ons lewe vir die beloofde land. En dis hoekom ek vandag begin met hierdie droë tye, of kan ek dit dalk uitdruk as hierdie wagtye. Wil jy nie in hierdie volgende 40 dae saam met my reis, nader aan hom beweeg, leer hoe en waar om in sy teenwoordigheid te beweeg? Miskien is dit juis vandag wat ek vir jou sê, is dat jy jou hart en jou lewe sal voorberei vir dit wat hy wil doen in jou lewe. Kom ons vat dit vandag so, die eerste dag, dat ons sê, Here, berei ons voor. Ek bid saam met jou. Vader, dit is 'n wonderlike voorreg om U te ken, want ek weet dat niemand is slimmer as U nie. Ek weet, niemand weet beter as U nie. En daarom kom ek na U troon van genade met vrymoedigheid en vra ek dat hierdie volgende 40 dae en hierdie stukke wat ons gaan hanteer, dat ons nader aan U sal beweeg, dat U self aan ons sal openbaar. Dankie vir U teenwoordigheid. Ons het dit nodig in ons lewe. Ons sê vir U dankie in Jesus naam. Amen.